Goeiedag, liewe luisteraars, wat 'n wonderlike voorreg is dit weer vandag om saam met u te kan gesels rondom die woord van die Here. Die woord van God is wonderbaar, sy woord is kragtig, die woord is heilig en dit is magtig. En by hierdie woord is alles moontlik as ek en u hierdie woord van die Here kan aanvaar. Kom ons sluit net so ons oë voor ons in die woord van God gaan. Vader, ons dank u vir u liefde, u genade. Ons dank u, Here, vir die wonderwerke wat u sal verrig in elke hart en siel. Ons dank u, Here, vir die mooi werke wat u doen. Ons dank u, Here, dat u vir ons, Here, u lewe opgeoffer het op die kruis van Golgotha vir ons oortredinge. Ons dank u, Here, dat ons u kan aanvaar, Here, en die liefde van u kan ervaar by God. Aan u gee ons die lof, die prys en die eer, Here. Wees saam met my vandag, Here, dat u woord, Here Jesus Christus, elke hart en siel sal bereik, my God, Here, en lewens verander in Jesus naam. Amen. Amen, liewe kykers. Ons kan gewoon net in die woord gaan in die boeke van Markus 11. Markus 11 vanaf versie 12. Die Bybel sê vir ons daar, toe hulle die volgende dag van Betanië af terugkom, het Jesus honger gekry. Hy sien toe op 'n afstand 'n vyeboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of hy nie miskien 'n vy daaraan kry nie. Toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Hy sê toe vir die boom, van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie. Sy disippels het dit gehoor. Dan lees ons die volgende woorde, skrifte vanaf versie 20. Hy sê, toe hulle die volgende môre vroeg by die vyeboom verbygaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. Gedagtes aan wat Jesus gesê het, sê Petrus vir hom, Rabbi, kyk die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus sê toe vir hulle, julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Die Here seën sy woord en die lesing daarvan. Liewe kykers, soos ons hoor vandag, het Jesus in hierdie skrifgedeelte, Markus 11 vanaf versie 12 en vanaf versie 20, het Jesus Christus honger gekry en hy het 'n vyeboom gesien en na die vyeboom gegaan om te kyk of daar nie vir hom 'n vy is om te eet nie, om sy honger te les. En daar was niks aan die vyeboom behalwe blare nie. Maar die skrif sê vir ons hier dat dit was ook nie vye tyd nie. Maar Jesus wou dit nie verstaan nie en Jesus spreek die vyeboom aan en hy sê, hierdie vyeboom, jy sal nooit weer tot in alle ewigheid vrugte dra nie. Die Bybel sê in die volgende dag, toe hulle daar aankom, toe sien die disippels van hulle het gehoor wat Jesus vir die boom sê, toe sien hulle dat hierdie vyeboom is uitgedroog. En hulle sê vir Jesus Christus, hulle sê, Jesus sê, die Bybel sê, en Jesus sê toe vir hulle, julle moet geloof in God hê. Geloof is 'n baie belangrike gawe wat die Here aan ons gee. Geloof nie in mense nie, geloof nie in iets anders nie, maar geloof in God. Jesus se woorde is, julle moet geloof in God hê. Hy sê ook die volgende, hy sê, dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Hy sê, 'n mens, wanneer jy vir 'n berg sê, hy moet skuif en homself in die see werp, en jy moet glo dat dit sal gebeur. Hy sê, as jy in jou hart glo dat dit sal gebeur, dan sal dit so wees. Hy sê, ons moet nie twyfel wanneer ons glo nie. Jy weet, familie en vriende, vandag, wanneer ons dinge sien in die lewe, en dinge is nie die manier hoe ons dit wil hê nie, en ons vertrou die Here, en ons kan ons geloof miskien net vat, en spreek na hierdie dinge wat vir ons onmoontlik lyk, dan deur die geloof sal dinge gebeur, maar die geloof wat ons spreek deur ons tong en lippe, moet in ons harte glo, dat hierdie geloof in Jesus Christus 'n werklikheid is, dat dit
wat vir ons lyk asof dit onmoontlik is, dat dit vir ons moontlik kan wees. Van die woord van God sê dat die Here Jesus Christus maak 'n weg waar dit nie lyk na 'n weg nie. Die Bybel sê dat Jesus Christus het alles kom doen. Meer as 2000 jaar gelede het hy op die kruis van Golgotha vir ons gesterwe. Hy het sy lewe daar opgeoffer vir ek en u se oortredinge. Hierdie Jesus Christus wat hier in Markus 11 hierdie woorde spreek tot hierdie vyeboom, wat hier praat met sy disippels en vir hulle sê, as julle dan nou kan glo en dit kan ontvang, dan sal dit so wees. As julle in julle harte kan glo en julle kan dit ontvang, dan sal dit so wees. Dit is belangrik vir ek en vir u om wanneer ons iets spreek in die naam van die Here, wanneer ons iets tot lewe spreek, wanneer ons tot ons kinders spreek en sê jy sal gesond word, wanneer ons tot ons familie spreek of tot ons finansiële omstandighede spreek en sê daar sal oorvloede wees. Dit is belangrik dat ek en u moet glo. Die Bybel sê ons moet nie steun op die arm van vlees nie, en in baie gevalle steun ons op mense wat ons glo dat hulle die Here opreg dien. Ons steun in baie gevalle op ander pastore of op ouderlinge of op manne van die Here of vroue van die Here, en ons voel ons gaan na hierdie persone toe. Ek sê nie dis verkeerd nie, dis goed, dis reg om na hulle te gaan vir gebed of vir enige iets wat u wil weet of wil vra, maar wat belangrik is dat jy moet weet dat jy het self access tot Christus Jesus, dat jy het self toegang tot die Here Jesus Christus om met hom te kommunikeer, om met hom te praat, om hom te aanvaar, om hom aan te neem, want die Bybel sê Jesus Christus is geen aannemer van persoon nie. Hy kyk nie hoe ons lyk nie, hy gee nie om wat ons aan het of wat ons dra nie, of wie ons is nie, hy gee nie om oor jou verlede of wat jy gedoen het nie, want hy die prys betaal op die kruis van Golgotha. Dis net ek en u wat hom moet aanvaar, hom moet aanneem en hom moet erken as die Christus, die lewende seun van God, wat sy lewe op die kruis van Golgotha opgeoffer het vir ek en u se sonde. Ek en u moet dit kan aanvaar, ons moet dit kan glo, ons moet dit kan weet en ons moet geloof in dit kan hê. Van was dit nie vir die kruisdood van Jesus Christus nie, sou ek nie vandag hier kon staan en saam met u praat oor die woord van die Here nie. Daardie einste pastoor, daardie einste ouder, daardie einste persoon na wie toe u gaan om te vra vir gebed, na wie toe u gaan om te vra vir 'n bemoediging, na wie toe u gaan om te vra vir hulp in Christus. Daardie einste persone wat u voel, hulle dien die Here, hulle is opreg in die Here, daardie einste persone was ook eens op 'n tyd mense wat geen verhouding met Christus gehad het nie. Hulle was ook eens op 'n tyd mense wat nie die Here geken het nie, wat niks met God te doen wil gehad het nie, maar die Here het hulle pad langs gekom en God het hulle aanvaar net soos hulle is. Hulle het die Here aangeroep en geerken dat Jesus sy lewe opgeoffer het op die kruis van Golgotha. Hierdie selfde Jesus Christus is in staat om vir u wonderwerke te doen, nie net vir u te doen nie, maar om deur u wonderwerke te doen, as u hom kan aanvaar, as u hierdie woord kan aanvaar, wat hy sê, want hy gee aan die disippels, hy gee aan hulle sleutel, hy sê vir hulle, as julle net kan glo, en dit kan ontvang, dan sal dit vir julle so wees, as julle kan glo dat dit so is. En daarom wil ek vandag vir u sê net vir u self, sê net vir u self, ek glo dit. Wat u sê, wat u spreek oor u lewe, wat u spreek as u vandag op soek is na 'n werk, as u vandag op soek is na 'n deurbraak, as u vandag op soek is na 'n promosie, ek wil vir u sê, dit is alreeds daar. Al wat u moet doen, is om te sê, ek glo dit, ek ontvang dit, en dit sal so wees. Ek glo dit, ek ontvang dit, en dit sal so wees. Al wat u vir jouself moet sê, u kan in die spieël staan in die huis, en u kan oor die spieël staan en vir jouself sê, ek glo dit wat ek gesê het, ek glo dit wat oor my lewe gaan gebeur, ek glo ek sal dit ontvang, en ek ontvang dit, en dit sal so wees. En u kan in Engels praat, u sê, I believe it, I receive it, and it will be so. Dit is hoe ek en u moet kommunikeer met Christus in geloof. Ons moet dit spreek oor ons lewens, ons moet dit spreek oor ons kinders se lewens. Ek glo my kind sal suksesvol wees. Ek verklaar dit, ek spreek dit in sy lewe. Ek glo my kind sal van dwelms ontslae raak, of hy is ontslae van dwelms. Ek glo dit, ek glo dit, ek ontvang dit, en dit sal so wees. U glo dat u seun of u dogter suksesvol in hulle lewe sal wees. Dit kos ek en u om te glo met opregte geloof in Christus Jesus. En wanneer dit wat ons
ons sien, die uitwerkings wat ons fisies sien, nie ooreenstem met dit wat ons uitspreek nie, dan moet ons aanhou sê, dan moet ons aanhou glo en vertrou en dit uitspreek. Al is daar negativiteit in jou pad, die Bybel sê, weerstaan die duiwel en hy sal vlug van jou af. Ek en u die krag om die vyand te weerstaan, as ons aanhou die woord van God voorhou. Hier gee Jesus Christus vir hulle die key, die sleutels. Hy sê vir hulle in die skrif, sê vir hulle, hy sê, en daarby, hy sê, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Hoor, hy sê, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Dit is versie 24. Markus 11 versie 24. Hou dit in u gedagte. U moet dit glo, en u moet dit ontvang, en dit sal vir u so wees. Spreek daar die woorde in u huis, spreek daar die woorde oor u eggenoot se lewe, as u eggenoot 'n probleem is, as u vrou 'n probleem is, as u man 'n probleem is, ons weet mos, ons gaan deur persoonlike dinge in ons wonings, in ons gemeenskappe. Ek wil vra vir u, spreek hierdie woorde in die geloof in Jesus Christus, en u sal die veranderinge sien. Ek kan u waarborg dat u die veranderinge in u lewe sal sien, want ek het dit ervaar in my lewe, wanneer ek hierdie woorde spreek in my huis, wanneer ek hierdie woorde spreek oor my kinders, oor my eggenoot, oor myself, dan vind dinge in my lewe plaas. Dit gebeur dalk nie net so oornag nie, maar dit hang van ek en u se geloof af, van die Here het al reeds die deure vir ons oopgemaak. Ons moet dit net aanvaar, en dan sal ons dit ondervind en ervaar in ons lewens. Dis wat ons moet doen. Dit is so belangrik vir ek en vir u, om hierdie geloofstappe te vat, om hierdie geloofstappe in Jesus Christus te vat, want dit gee vir ons die vermoëns om aan te hou glo en te vertrou in die Here Jesus Christus. Kry vir u positiewe gesprekke, positiewe mense wat positief saam met u gesels, positief in u lewe spreek, positiewe dinge met u praat aangaande die woord van Christus, en probeer om te vermy waar die negatiewe dinge is, en spreek positief. Wanneer jy in atmosfere stap, wanneer jy in plekke beweeg waar daar negativiteit is, gaan beweeg in met 'n positiewe gesindheid, met 'n positiewe woord in jou mond, met 'n positiewe geloof. Jesus Christus het gekom, en Jesus Christus het verwag om iets te kry om te eet, en wat hy gekry het was negatief. Dit het gelyk asof die boom vrugte dra, want daar was blare aan die boom, maar toe hy by die boom kom, toe is daar geen vrug aan die boom nie, toe is daar nie 'n vy aan die boom nie. Die Bybel sê dit was nie die seisoen vir vye nie, maar Jesus Christus het woorde geuiter en gesê, jy sal tot in ewigheid nie weer vrugte dra nie, jy sal geen vrugte meer dra nie, en dit het so gebeur. Die Bybel sê, wanneer ek en u Jesus Christus aanvaar, dan kom woon Jesus binne in ons. Paulus sê so mooi, hy sê hy lewe nie meer nie, maar Jesus Christus lewe binne in hom. Dan sê die Bybel ook vir ons dat hy sê, in ek en u se swakheid word die krag van God volbring. Dit wil sê vir ons dat Jesus Christus binne in ons woon, en as Jesus dan ook binne in ons woon, dan het ons die krag om te spreek soos Jesus gespreek het tot hierdie vyeboom. Dan het ons die krag en die vermoëns om te spreek in ons omstandighede, in die moeilike situasies waarin ons bevind. Ons het die krag om te spreek, van die Bybel sê dat die krag, daar's krag in die tong, die lewe, die krag van die lewe en die dood lê in die tong. Die tong het die mag, halleluja, om lewe te spreek. Ons het die mag gekry, maar ons moet spreek in die geloof in die Here Jesus Christus, en dit sal so wees. Ek glo dat die Here vandag wonderwerke kan doen, as u kan staan in die geloof in Christus Jesus, en hierdie woorde kan uiter, want dit is nie 'n mens se woord nie, maar dit is Jesus se woord. Hy sê dit aan sy disippels, hy sê, as julle kan glo en dit kan ontvang, dan sal dit vir julle so wees. Ek glo en vertrou dat God in staat is om hierdie wonderwerke in u lewe te kan doen. Ek wil vir u sê vandag, dat maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak wat die situasies ons in is nie. Al lyk dinge hoe moeilik, bly gefokus op die Here Jesus Christus. Hou aan glo dat Jesus binne in jou woon, en u wat nog nie 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad het nie, u wat nog nie die Here Jesus Christus ken in sy opstandingskrag nie,
wees u dan nou vandag die eerste persoon wat hom aanvaar, want hy het al reeds vir u 'n weg kom maak. Hy ken u, hy ken elke haar op u hoof. Die Bybel sê, voordat ons nog in ons moeder skoot was, het Jesus Christus ons al reeds geken. Die Bybel sê, hy ken die wat aan hom behoort, en hy sê, hulle wat aan hom behoort, ken hom. Hy sê, sy skape ken die stem van hulle herder. Dit is Jesus Christus. Hy ken sy skape en hulle ken hulle herder. Daarom sê die woord van God dat Jesus Christus is 'n werklikheid. Hy lewe en hy lewe tot in alle ewigheid. Mag die Here u vandag wonderbaarlik seën, familie en kykers. Ek glo dat hierdie kort bemoediging vir u kan optel vandag, dat hierdie kort bemoediging vir u kan vrymaak vandag om hierdie woorde te uiter. Ek glo dit, ek ontvang dit en dit sal so wees in die naam van Jesus Christus van Nasaret, die lewende seun van God. Die Bybel sê, hy het arm kom word, sodat ons ryk kan wees. Die Bybel sê ook, dat deur sy wonde, het daar vir ek en vir u genesing gekom. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Eers was ek verlore, maar nou is ek gevind. Ek dank die Here vir sy liefde en sy wonderbare weë en al sy krag wat hy deur my verrig in Jesus naam. Mag hierdie woord u sterk optel. Mag hierdie woord van God vir u vandag 'n sterk bemoediging wees en u lewe verander. Mag hierdie woorde vandag krag dra in u woning waar u dit uitspreek, in die werk waar u dit uitspreek, in die straat waar u beweeg en u spreek dit uit. Mag u die vrugte van hierdie woorde sien in Jesus naam. Vader, ek dank u vandag vir u groot liefde, vir u groot genade. Ek dank u, Here, vir wonders wat u sal doen deur elkeen, Here, wat hierdie woorde spreek in hulle wonings, waar hulle gaan, my koning. Ek bid dat hierdie woorde effektief sal wees, Here, en dat deure sal oopgaan, my koning, Here, dat u 'n weg sal maak, Here, waar dit vir hulle nie lyk na 'n weg nie, Here. Ons kanselleer elke plan van die vyand, my God, en ons verklaar die positiewe krag van God, die krag van die Here Jesus Christus oor elke luisteraar, elke kyker se lewe in Jesus naam, met alle danksegging, Vader. Amen en amen.